Binnekort trek ons fliekvloeie weer saam vir Kyknet se swierige silwerskermfees in die Kaap. Vanjaar vier die fees sy 12de verjaardag en vat Kyknet hande met OpenServe, wat help om die plaaslike filmbedryf 'n hupstoot te gee. Op die bank vanaand is Nicola van Niekerk, hoof van Premium Inhoud en Co-produksies, asook Marna Wilden, die hoofstreeksbeampte van OpenServe. Baie welkom julle. 12 jaar, Nicola. Se leeftyd. Ek onthou nog die eerste jaar, ons raak nou oud. Ja nee, amper 'n tiener. Ja. Dis hierdie fees. Ons gaan natuurlik oor alles gesels en die films en die kortfilms en die dokumentêre, maar sommer dadelik, daar's ook paneelbesprekings. Ja, daar's paneelbesprekings in meesterklasse en alles is geskoei daarop om vir mense informasie te gee om hulle self in die industrie uit te leef. En dan natuurlik mense van die publiek kan ook kom. Dit is nie net mense in die bedryf wat dit kan gaan bywoon nie. Ja, ons het hierdie jaar baie meer kaartjies beskikbaar gemaak. Ek dink mense kry dit op Quicket en op die Silverskerm webwerf en dit is amper uitverkoop. Dis wonderlik. Ons sien so uit om die mense daar by ons te hê. Ja, so dit is Woensdag, as daar vir julle wat nog die kaartjies het, moet dadelik gaan koop. Die Silverskermfees het ook so 'n bietjie verander oor die afgelope jare, want televisie is ook nou betrokke. Ja, ek dink dit is 'n groot internasionale tendens om TV betrokke te maak by die fees en dit gee dit so 'n wonderlike diversiteit en dit maak dit stel dit oop vir die hele industrie. Ek wil tog vir die mense, ons voel ook vreeslik belangrik as ons daar op daai tapuite, julle moet kom kyk, is amper soos Hollywood hier in Suid-Afrika. Eerstens, manne, dit is nogal regtig, borge deesdae is 'n moeilike ding. So ek wil namens kunstenaars, akteurs, aanbieders vir julle baie dankie sê. OpenServe, wat presies doen julle? OpenServe, Hannes, is Suid-Afrika se grootste telekommunikasie-infrastruktuurverskaffer en ons het dan natuurlik ook die grootste vaste breëbandnetwerk in die land. So ons is baie trots om innoverende oplossings te bied aan die wye verskeidenheid van behoeftes van individue en maatskappye, ja. En natuurlik as jy deur middel van ons netwerk koppel, dan versprei ons die nasie se diepgaande stories wyd en suid. So dit is nogal, dit pas goed by mekaar, né? Dit pas baie goed. Stories wat ons so dis hoekom ek sê, kyk net filmfees het die stories en ons het die netwerk om die stories te versprei. Ja. En hoekom het julle besluit, ek bedoel ons sê dankie daarvoor, maar hoekom het julle besluit om betrokke te raak by die fees? Die vennootskap met die kyk net vir Silverskermfees is vir ons die krag of die viering van die krag van konnektiwiteit. So vir ons by OpenServe wou ons graag seker maak dat ons handelsnaam, ons het 'n baie goeie ooreenkoms tussen die handelsnaam, die fees en die fees se gehoor. En ons wil graag hê dat die feesgangers en die publiek moet weet wie OpenServe is en ons wil onsself ook in die mark vestig as 'n konnektiwiteitsleier. So ons glo dat as mense deur middel van ons netwerk koppel, dan skep dit geleenthede vir groei en sekuriteit en vermaak en betrokkenheid. Ja. En ek dink, ek moet vir jou nou eerlikwaar sê, en ek praat nou vir ons Afrikaanssprekende mense, julle gaan nie 'n beter mark as die Afrikaanssprekende mense kry nie. Ons gaan nie. Ons gaan definitief nie. Ja, so ons gaan nou die kontrak teken, ons gaan nog aan met OpenServe vir 10 jaar, nee, Nicola. Tot ons 'n tiener is, ja. Absoluut. En dan natuurlik OpenServe en Marna, hulle is 'n betrokkenheid, maar daar's ook ander borge betrokke, Nicola. Ja, ons is baie bevoorreg om weer Stad Kaapstad betrokke te hê en dan natuurlik Village and Life, want hierdie swierige geleentheid sal nie kan gebeur as dit nie daar in Kampsbaai gebeur nie. En Nicola, daar's baie inisiatiewe. Die Silwermark, net kortliks weet wat dit is? Dit is 'n wonderlike geleentheid vir vervaardigers om hulle vars konsepte in te skryf. Dan kry hulle so 'n bietjie mentorskap in terme van hoe om dit voor te lê en dan kom lê hulle dit direk aan kanaal voor. En dit gebeur nou als by die film. Ja, dit gebeur alles by die filmfees en laas jaar het ons net 3 kategorieë gehad, hierdie jaar nou 6. En juist van die projekte wat laas jaar net daar op die plek gekontrakteer is, saai hierdie jaar uit. So kan mense enige iemand dan nou kom voorlê? Weet jy, enigiemand kan, maar ek dink dit help altyd as 'n vervaardiger by is, want dit is 'n industrie wat nie maklik is om te wikkel sonder kennis nie. Ja, en dan die shotgun films, wat presies is dit? Weet jy, ons wou 'n kategorie maak vir daai gevestigde filmmakers wat ook 'n bietjie wil kom speel. Jy weet, soos die Benny Fourie wat ons al almal goed ken en Brett Michael Innes. En hulle wou ook baie graag weer betrokke wees by Silverskermfees en daar was nie 'n kategorie vir hulle nie. So ons het dit vir hulle oopgestel en dit is fantastiese, lekker kortfilms. Ja, dis inspirasie natuurlik ook vir die jonger filmmakers. Ja, nee, 100%. Veral omdat hulle daar rondstap en iemand soos Brett Michael Innes wat op ongelooflike internasionale produksies werk, jy weet, die advies wat hy kan gee vir jong filmmakers is baie werd. Ja, 'n vriendin van my wat nou
glad nie in die bedryf is nie, was laas jaar, daar sy kon nie glo nie, dit het regtig gevoel, of al hierdie mense wat hulle net sien, so dit is net lekker vir julle, wil ons ook uitnooi by die huis, om sommer net te kom saamkuier. 'n Paar van die kortfilms, as jy 'n paar kan uitsonder, ons kan nooit oor almal praat nie. Weet jy, die punt van die doelwit mos met daai kortfilms is om mense te kry, om nuwe stemme te kry, maar een van die stemme wat hierdie jaar vir my uitgestaan het, is ons eie Lorenza Eckart, wat ons mos nou almal so goed ken van Carte Blanche en van In Gesprek, het immers 'n kortfilm ingeskryf, en dit is 'n wonderlike film wat nie gemis moet word nie. En wie speel daar in, Nicola? Mandri speel daarin, Razan speel daarin, en dit is so eintlik so 'n period tipe film, wat ek moet eintlik meer vertel nie, maar dit speel af in 1994. O, wonderlik. Dan is daar ook 'n, ek dink is 'n komedie musiekblyspel met die naam Deentjie. Oeg ja, dit is ongelooflik lekker. Dit is so 'n tipe van 'n musical. Ja. En dis die eerste keer wat ons so iets probeer. Dit is regtig wonderlik. En Benny Fourie se kortfilm, Baase honde. Baase honde. Ja, en ek meen Benny Fourie is mos 'n meester van komedie, so mens kan dit nie mis vir 'n lekker lag nie. En dan een van my gunstelinge wat ook in die kortfilm is Toby Cronje. Ja, kyk, ek het 5 minute van daai film gekyk toe huil ek al. Ja. Dis 'n ongelooflike mooi film, tegnies baie uniek. Geen woorde nie, net musiek. Dis regtig spesiaal. Maar die naam, ek dink Noise and Neighbours. Noise and Neighbours, ja. Dan natuurlik is daar 'n hele paar vollengte films. So Quicksilvers het nogal vir my persoonlik uitgestaan. Weet jy, dit is geskoei vir die ouer mark. Hannes, seker hoekom dit jou aandag getrek het. Dankie Nicola, hoor. Ek is baie lief vir jou ook, ja. Nee, dit is 'n baie spesiale film, en dan is daar's 'n hele paar wat mens regtig nie moet mis nie hierna. Is ook, en dan natuurlik Som van 2. So hierna en Som van 2 is wonderlik, want dit het al twee vroue aktrises, wat vroue skrywers en nou regisseurs is van hulle eie fliekse, Conita Adams en Simone Pretorius. Die Quicksilvers, ek dink Lida Botha is dan. Is my so wonderlik, want Lida, sy gaan net aan en aan en aan, hè. Ja, en June van Merwe, Susan Beyers, dit is 'n wonderlike storie. Dis sien jy nou uit na al hierdie vrae? Gaan julle almal kyk? Ek gaan almal kyk. Ja, ons gaan na die tyd Ek gaan almal kyk. vra. Ek gunstelik vir my is ook die dokumentêre natuurlik. Is daar van wat vir jou uitstaan wat jy sommer so vinnig kan noem? Die baie spesiale projek hierdie jaar is die Brasse van die Kaap dokumentêr. Dit was nou juis een van die Silvermark projekte laas jaar wat voorgelê is. Dis 'n ongelooflike unieke dokumentêre kyk na daai musiekgroep, die Brasse van die Kaap, en dan is daar Station Strangler. Ons almal ken die hele storie daaromtrent, en dit was nou onlangs ook in 'n drama-reeks gewees, en dit wys ook daar, dit is aangrypende dokumentêre hierdie jaar. Een wat ek ook nog gesien het is by die Soutwater. O ja, dit is nou die kort dokumentêre. By die Soutwater is ene, en weet jy wat lekker is van hierdie kort dokumentêre is, dis die stories wat mense eintlik nie altyd op TV sal sien nie, want daar's nie altyd plek vir hulle nie. So baie autentieke Suid-Afrikaanse stories. Ja, by die Soutwater gaan glo by die WNA waterfront, wat die mense wat hulle daar doen vir die diere. Ja, en ek het is al die diere in die lewe wat in die hawe is. Ek sou dit nooit geweet het as dit nie vir hierdie dokumentêr was nie. Ja, wat ek julle moet kan gelukwens is maar net die wat ek gelees het, nou goed, daar's 'n groot verskeidenheid. Nee, dis regtig dit voel vir my soos 'n verskriklike diverse en uitdagende en wonderlike fees wat baie gesprek gaan uitloop. Ja, en wat ook lekker is by die feeste, ek maak julle nou almal baie lus, maar afgesien van alles wat 'n mens kan gaan kyk en sien, ook met 'n gesels met die mense en om kennis uit te deel, wat ook lekker is. Ek dink ek sê mos altyd Silverskermfees is 'n fees vir 1500 van my gunsteling mense op aarde. Ja. So ek sien die heel meeste daarna uit elke jaar. Absoluut. En natuurlik Skoppiefees Woensdag af, maar Saterdag aand is ook die toekenningsaand. Ja, en dit word vir die kykers uitgesaai die Sondag aand. Ja, ek dink immers jy is daar benoem in 'n kategorie of 2, Hannes. Ons gaan met jou duim vashou. Dankie Nicola. Dit is by verre dit is ons swierigste aand van die jaar. Ek sien so uit daarna. Dis al die televisie, al die talent wat voor die kameras is, wat ons 'n bietjie weer wil spog. Nou, ek sien baie uit en ek sien julle Woensdag deur die loop van die dag. Dankie dat julle kom kuier. Dankie Nicola. Dankie. Nou ja, ek weet julle gaan my mis en ek gaan julle ook mis, maar dis daarom net vir 'n week, want volgende Sondag aan 7:00 wag ek net hier vir jou met nog stories wat jou hart gaan warm maak. Tot dan, onthou asseblief, wees daar vir die mense om jou, wees daar vir die diere en baie belangrik, maak ook tyd vir jouself. 'n Mooi aand verder en 'n goeie week. Totsiens.